Romeine 10 vers 5 tot 21 is waarop ons vandag fokus in sin maak. So, goeiedag en baie welkom en mag elkeen van ons daadwerklik vandag sien hoe dit sin maak om saam die woord van God te lees. Soos ek gesê het, lees ons saam Romeine 10 vanaf vers 5 tot vers 25 en ons kyk hoe ver ons kom ook met dit. Moses skryf immers van die geregtigheid wat op grond van die wet verkry word. Die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Maar die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan, met die bedoeling om Christus af te bring nie? Of, wie sal na die onpeilbare dieptes afdaal, met die bedoeling om Christus uit die dood terug te bring nie? Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van God wat ons verkondig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word sy regverdiging verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde God en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskrywe staan, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor nie. Jesaja vra immers, Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Die geloof kom dus uit die aanhoor en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Ek vra egter, het julle dit dan nie gehoor nie? Inderdaad, want oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot by die uithoeke van die bewoonde wêreld. Ek vra weer, het Israel dit dan nie verstaan nie? Eers sê Moses, ek gaan julle jaloers maak op mense wat geen volk is nie. Oor onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. En Jesaja gaan self so ver om te sê, ek is gevind deur diegene wat nie na my gesoek het nie. Ek het verskyn aan diegene wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na 'n ongehoorsame en opverstandige volk. Sjoe, Romeine 10 vers 5 tot 21 is nogal 'n bietjie rof met wat alles daar gesê word. Daar word regtig 'n hele pakkie dinge vir ons verduidelik en gesê deur Paulus. So ons het nou in gedagte hou dat van hoofstuk 1 tot hoofstuk 8 het Paulus regtig die moeite gedoen om Christus te verkondig en die evangelie te verkondig aan die gemeente in Rome. En hoofstuk 9 tot 11, ons is nou so in die middel van daai deel, sien ons Paulus sê dan nou maar wat van die Jode. So nou praat hy nou van die geloof teenoor die wette, dit wat die Jode glo en getuig. Nou, in hierdie deel wat ons nou saam gelees het, is daar baie wet teenoor vryspraak of geloof teenoor bely en ook belydenis van geloof self. En kom ons delf in en dan kyk ons hoe die teks vir ons sin maak. Moses skryf immers van die geregtigheid wat op grond van die wet verkry is. So hierdie geregtigheid kan ook verlossing wees. So die verlossing, die vryspreek, al daai dinge kom ook van die wet af. Dit kan gebeur. Dit is, Paulus wil hierso ook sê, die beginsels van die wette. So die beginsels van die wette kan iemand regverdig maak. Dit kan. Daarso is nie 'n rede om te dink dit kan nie so gebeur nie. En dit sê hy na aanduiding van 'n aanhaling van Levitikus 18 vers 5. Waar hy nou praat hiervan. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur leef.
So die mense sal 'n ewige lewe ontvang, hulle sal leef, omdat hulle dan nou die beginsels in die wet vrygespreek word en regverdig is dan voor God. So almal kan dit doen, maar, daar is 'n maar-klousule, maar ons moet die wet 100% kan nakom, dan sal ons regverdig wees voor God. So dit kan, dit is moontlik, dit kan gebeur, maar ek en jy kan dit nie doen nie, want ons is as gevolg van die sondeval beïnvloed. So die mens kan deur die wet regverdig word, maar dan moet jy hom tot op die letter, tot op die punt, tot op die kleinste besonderhede, moet jy hom kan nastreef om te doen, en navolg, dan sal jy die lewe kry. Maar nie 'n enkele persoon sal dit kan doen nie. En daarom sê Paulus dan nou, moenie in julle harte sê, wie sal na die hemel opgaan, met die bedoeling om Christus af te bring nie. Wanneer hy hier praat, dan is hy besig om 'n teks uit te haal uit Deuteronomium, waar ons saam gelees het in 30 vers 12. Nou moet ons ook 'n gedagte, die konteks van die tyd, het hy gepraat oor Moses, wat vir die volk nou die wette en die voorskrifte gee, hulle gaan nou amper in die beloofde land in, en dan in hoofstuk Joshua 1, die eerste hoofstuk, sien ons dan nou, dit is nou waar die volk in die beloofde land ingaan. So Moses gee hierdie wette, en hy sê, maar moenie in julle harte sê, wie sal na die hemel toe kan opgaan nie, want niemand kan opgaan na die hemel, ons hoef nie op te styg na die hemel toe nie, want Christus het klaar vir ons dit gedoen. Hy het opgegaan na die hemel, hy is die een wat verlossing gebring het en bewerk het en teruggegaan het na die hemel toe, wat sit op die troon langs God aan sy regterhand. En dan gaan hy verder in vers 7, of wie sal na die onpeilbare dieptes toe gaan. So onpeilbare dieptes kan ook vertaal word met doderyk. Afdaal, so hy sê, ons as mense, ons hoef nie eers na die graf te gaan nie, ons hoef nie Christus daar te gaan soek nie, want Christus het reeds gesterf, en hy is reeds begrawe, en toe het hy reeds opgestaan, en opgevaar na die hemel, en met die bedoeling, om Christus uit die dood terug te bring. Ons hoef dit nie te doen nie, hoekom? Want die Heilige Gees het dit reeds gedoen. Die Heilige Gees het reeds Christus uit die dood uit opgewek. So Paulus, natuurlik moet ons nou in gedagte hou, Paulus is besig met beeldspraak ook hierso. Dit is nie iets wat ons letterlik, ons kan nie in die dood ingaan nie, maar hy sê nou hierdeur, dat ons hoef nie eers in die graf in te gaan nie, jy hoef nie daar te gaan soek nie, want Christus is inderdaad nie daar nie. Hy het opgestaan en hy lewe. So hierdie onpeilbare dieptes kan ook vertaal word met, soos wat die Engelsman sal sê, bottomless. Soos 'n bottomless koppie koffie waar jy die hele tyd oor en oor kan koffie kry. So is dit ook met hierdie onpeilbare dieptes. Daar's nie 'n einde nie. So in die doderyk, die graf, die dood, daarso waar geen einde is nie, hoef ons nie vir Christus te gaan soek nie, want Christus is reeds hier by ons. En dan vra hy nou in vers 8, lees ons dan nou saam. Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Hier is 'n baie mooi en belangrike deel wat ons ook in gedagte moet hou. Die woord is nie daar ver nie. Die woord is hier by ons. By jou is die woord, in jou mond en in jou hart. So die woord, die evangelie, die Christus wat dit vir ons kom openbaar het, dit is nie iets wat daar ver is nie, dit is iets wat nou reeds in ons hart is. Hier waar hy nou hierso praat in vers 8, dit is nie daar ver nie, dit is iets wat deur die Heilige Gees bewerk word, want Christus het ook vir ons die Heilige Gees gegee in ons harte, sodat ons uiteindelik kan weet en glo, dat hy waarlik ons redder is. Nou in vers 9, want as jy met jou mond bely, dat Jesus Christus Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word.
So hier is nou 'n ander ding wat ons in gedagte moet hou. Bely en glo word geskryf in 'n werkswoordvorm. Opgewek is iets wat ons is ook saam met Christus uit die dood uit opgewek. So ons moet bely. Ons moet glo in hierdie belofte van die opwek van Christus, want daaruit word ons verlos. Nou hierdie is passief, dit is iets wat God doen, dit is nie ons wat dit doen nie, ons moet hierdie doen. Dit is wat ons moet doen, glo en bely, maar God verlos. Want met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word ons verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. So kom ons volstaan vir nou daar. Paulus is besig om hierso in vers 9 en in vers 10 te praat oor die bely en die glo en uiteindelik word daar verlos. En die ander dag het ek 'n preek geluister van 'n predikant, Dominee Marnix Boersema, en hy het verwys na hierdie verse wat saamgevat kan word in een woord. En dit is, ons moet reageer. So, ek wil julle aanmoedig om ook so daaraan te dink. Ons moet reageer. Hoe reageer ons? Waarop reageer ons? Ons reageer op die woord. Hoe moet ons reageer? Ons moet bely en ons moet glo. So die evangelie kom na ons toe en wat doen ons daarmee? Ons moet bely daarin dat ons wel glo en ons moet glo sodat ons kan sê ons bely. So dit is twee kante van dieselfde munt. So ons glo en dan bely ons dat ja, ons glo in God. Ons is inderdaad Christene. Ons doen wat God van ons verwag. Ons wil lewe volgens die wil van ons God en Vader. So daarso is hierdie hele reaksie. En dis hoekom dit so mooi is en dis hoekom ek besluit het om dit aan te haal vandag. Reaksie. Ons moet reageer op wat God van ons verwag. Vers 11, die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. So, elkeen, daar is nie beperking nie, daar staan nie, elke Jood wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. En daar staan ook nie, elke Afrikaner wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Daar staan elkeen, wat beteken, dis inklusief. Almal is deel daarvan. En dit is baie belangrik vir ons om te onthou. Elke nasie, elke volk, elke taal. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy Jood of 'n Griek is nie. Daar sê hy dit nou net. Ons het almal weer eens dieselfde ene, almal dieselfde Here. En hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Alright, so. Dan sien ons hier in vers 12. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom aan almal wat hom aanroep. Nou is ons besig om hierso te raak aan die teologie van sinkretisme. Hoekom sê ek so? So in sinkretisme sê ons, dit is wanneer verskillende gelowe gemeng word en die mekaar gegooi word, soos in 'n ordentlike mengelslaai. Baie mense sal dan sê, nee, maar my Joodse broer, of my Muslim broer, of my Boeddhistiese broer, is almal steeds deel van ons geloof. Dit is nou 'n klomp mense wat net 'n ander Christus aanbid, of Christus is oral dieselfde, dis net ander name wat gegee is vir hom. En dit is glad nie waar nie, dit is 'n leuen. Dit is uiterste kettery om te sê dat Christus word in verskillende kulture en verskillende godsdienste dieselfde, maar dit is net ander name vir hom. Want Christus en Boeddha is nie dieselfde nie. Christus is die enigste weg tot die Vader. So, baie mense gebruik hierdie vers om te sê, ja nee, maar die manier hoe ek die Here aanbid is reg, want al doen ek dit deur Boeddha of wat ook al, dit is 'n ander naam vir
Christus, en dit is nie, dit is heeltemal onakkuraat. So hierdie vers kan maklik verkeerd geïnterpreteer word, en daarom is die konteks belangrik, want hy praat hier spesifiek van Jesus Christus, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dis die enigste God wat daar is, en die enigste God wat waarlik lewe. Vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? So nou is daar 'n aanroep en geloof. So die een vloei voort uit die ander een. So die geloof moet daar wees, en dan uit geloof uit roep ons aan. En dan gaan hy verder, dan sê hy, en hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder dat iemand dit nie verkondig nie? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur is nie? Ons stop dit gou vir 'n oomblik daar. So, mense word gestuur om wat te doen? Om te gaan verkondig. In hierdie verkondiging is daar mense dan nou wat dit hoor. En wanneer jy dit hoor, dan glo jy. En wanneer jy glo, dan roep jy die Here aan. So, daar's die hele, Paulus is nou besig om hier hele mooi ketting te verduidelik. So die eerste ketting, jy word gestuur. Dan verkondig jy, en dan hoor hulle. Die gehoor lei tot geloof, en geloof ry tot aanroep van die Here. Daar staan geskrywe, lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Nou die goeie boodskap hierso is uiteindelik natuurlik die evangelie. Die evangelie. So, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap bring. Diegene is natuurlik nou predikante. Want natuurlik in die oorspronklike konteks apostels, profete, ensovoorts. Maar ons kan dit nou ook in vandagse konteks sien as predikante, mense wat die woord bedien in gemeentes. Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. So in vers 16 verder sien ons dan nou hoe Paulus dan nou sê, nie almal het aandag gegee daaraan nie. Maar, voordat ons soontoe gaan, wat is die punt, wat is die doel van 'n predikant? 'n Predikant is veronderstel om te vermaan. Hy moet bemoedig. Hy moet tug, wel die kerkraad tug. Maar die predikant moet reguit spreek. Hy moet bemoedig, hy moet aanmoedig. Hy moet teregwys. Hy moet teregwys. En dis die verskillende dinge wat die predikant moet doen. Hoe moet hy dit doen? Hy moet dit doen uit prediking. In hierdie prediking kom dan voort vermaning, bemoediging, tug, aanmoediging of selfs teregwysing. Wat is die rede daarvoor? Die volk van God moet hoor wat die woord van God is. En hoe kan hulle nie die woord van God hoor as daar allerhande soetsappige boodskapies is en 'n verhaal uit my eie verlede uit wat dan nou die boodskap veronderstel is om oor te dra nie. Die skrif is genoegsaam. Daar is genoeg inhoud in die skrif om uiteindelik die boodskap oor te bring. Ons het nie nodig om 'n persoonlike getuienis van toe ek 5 jaar oud was te kom vertel, om uiteindelik te wys hoe goed God is nie. Want God is goed, en ons lees dit in die hele skrif. Die hele skepping, alles getuig van die grootheid en die almag van die Here. So waarom 'n predikant dan nou 'n soetsappige boodskapie moet preek, dis vergaande, dit is onnodig. Wat belangrik is dat die prediking om Christus gaan. Dit moet die suiwer woordverkondiging wees. Dit wat in die teks staan moet verkondig word om uiteindelik God se wil bekend te maak. En daarom is dit so belangrik om seker te maak dat jy jouself toevoeg tot die gemeenskap van gelowiges by die ware kerk. En wat is die ware kerk? Die ware kerk is 'n gemeente waar 'n suiwer woordbediening plaasvind,
waar die tug wel nog steeds toegepas word, want wat is tug? Dit is 'n liefdesdaad om jou terug te roep na die Here. Dit is nie om spiteful of mislik te wees nie. En dan die derde een is die bediening van 2 sakramente, die heilige nagmaal en die heilige doop. So daar het ek nou op 'n tangent gegaan, maar dit is waaroor dit gaan. So die woord moet verkondig word sodat daar gehoor kan word. En dan sê Paulus nou hierso dat hulle het nie gehoor nie, inderdaad het hulle gehoor, want oor die hele aarde is dit bekend gemaak. En nou is Paulus besig om in hierdie dele 'n paar tekste aan te haal wat hy in die Ou Testament natuurlik wat ons daar saam sien. So hy haal eerstens Psalm 19 vers 4 en 5 aan en hy probeer daarso dit beklemtoon dat oor die hele aarde het die stem van God uitgegaan. Dan sien ons in vers 19 is hy besig om uit te haal uit Deuteronomium 3, ek dink is vers 22, 21-22 daar rond, is hy nou besig om weer hieroor te praat. Het Israel dan nie verstaan nie? Eers sê Moses, ek gaan julle jaloers maak. So nou is dit nie Moses wat praat nie, maar God praat. En hy sê, ek gaan julle jaloers maak. Ek gaan julle kwaad maak. Hoekom? Want 'n volk wat my nie ken nie, gaan my kry. 'n Onkundige volk. En die Here verkondig nou hier en sê, dat as jy die heeltyd net wetsgehoorsaamheid wil wees in plaas van 'n verhouding met die Here, wat is die punt en die doel daarvan? Jy moet 'n verhouding met die Here leef en Christus as jou enigste Heer en Saligmaker sien. En dan sê hy in die laaste vers, maar van Israel sê hy, die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na 'n ongehoorsame, opstandige volk. So God het lankmoedigheid gewys. Hy het genade bewys. Hy het bewys dat hy 'n God is wat liefdevol is teenoor sy volk. Maar sy volk was ongehoorsaam en opstandig. Ek hoop dat hierdie deel van Romeine het wel sin gemaak vir elkeen van ons en dat ons daadwerklik die Here kan leer ken, sonder enigsins soetsappige stories of te hoor ons is oulik, want ons is eintlik nie. Maar dat ons kan bely en verlos word deur Christus Jesus en ons geloof in God. Tot volgende keer. Totsiens.